Goed, ons is hier vandag saam met Philip van Heerden van 'n Wagging Success. Philip is ons lead trainer en behaviorist van al die pad onder in die Oos-Kaap af. Hallo Philip, baie dankie. Ons gesels vandag natuurlik oor dinge wat jy moet weet voordat jy 'n hond kry. Daar's so baie mense wat opgewonde is om 'n hond te kry, wat ons vir hulle kiddies wil kry as 'n speelmaat of omdat hulle sin van verantwoordelikheid wil leer en sulke dinge. En dan haas hulle 'n bietjie in die situasie in. Philip gaan ons vandag vertel van alles wat jy moet weet voordat jy daardie groot besluit neem om 'n hond in jou huis en in jou gesin en jou familie in te bring. Philip, vat ons weg. Hallo Ters, ja, ek dink eers moet ek vir jou ook dankie sê. Jy moet altyd onthou jy's ook 'n baie groot deel van 'n Wagging Success. Dis nie net ek nie. En ja, ek dink ons moet vir almal welkom sê. En die dinge wat ek moet weet voordat ek 'n hond kry, ek dink hierdie is so belangrik. Ek dink vandag, jy weet Kersfees is nou weer aan die kom. Dis waar. Net om die draai, né? Ja, en mense gaan begin honde koop as geskenke vir familielede vir hulle kinders. Mense dink daaraan al, want die kind het nou iets goed gedoen die jaar, of hy's nou goed met sy skoolwerk gewees, en die kind wil nou so graag 'n hondjie hê, en almal wil 'n hondjie in die familie hê. Ek dink mense begin ook die nuwe jaar met 'n gevoel van wat kan ons doen hierdie jaar? Wat kan ons aanpak? Al het hierdie gevoel van afwagting vir die nuwe jaar. En dan sal selfs volwassenes vir hulle self vir Kersfees dalk 'n nuwe hond koop. Ja, en wat gaan hulle aanpak in die nuwe jaar met 'n hond? Hulle moet besef, ek dink, dat hulle gaan beperk wees in hulle bewegings. Dit is glad nie so nie. Dit is glad nie so nie. Die wêreld word so hondevriendelik en daar's so baie jonger mense wat honde kry juis omdat hulle alleen is. Hulle is dalk 'n bietjie ouer in hulle vroeë 30's. Hulle is nog nie getroud nie. En nou kry hulle 'n hond as 'n maatjie om meer weg te gaan, plekke te gaan doen, hiking roetes te gaan doen, fiets te ry, al hierdie dinge. Dis die realiteit. Ja, maar daar's 'n tydperk gedurende die kry van die hond en wanneer hulle op daai vlak kom. Daar moet 'n tydperk wees. Ja, dit is wat ons sê. Kan nie meer net vir ons pelle gaan kuier nie, ons kan nie meer net gaan uit eet nie. Daar's 'n klomp dingetjies wat ons skielik nie meer kan doen nie. Want dis hondjie wat hy gaan al my goed in die huis uitmekaar uitmaak, of hy gaan die bure wakker hou met sy gechankery en al die goede. So ja, die lewe gaan 'n bietjie verander, maar ek dink daar's soveel ander belangrike dinge of punte om in ag te neem vir enige iemand wat dalk 'n hond wil kry. In die sin van die eerste vraag seker is altyd wat se hond moet ek kry? En baie mense gaan oor wat hulle in die hart voel. Of wat mooi is. Of wat mooi is, cute is. Cute is. En dan het hulle die hond vir so 'n paar maande, dan besef hulle maar, hierdie ouetjie is nie eintlik wat ons wou gehad het nie. Ja. Want hy pas nie aan by ons familie nie, want ons is net heeltemal 'n ander familie. Ons is 'n familie wat daarvan hou op die bank te lê, chips te eet en koud te drink en fliek te kyk. En hier onder ons voete is 'n skaaphond wat hoë energie is, wat nie op die bank wil sit en chips eet nie. Wat wil gaan doen. En ook baie mense sien 'n cute hondjie. En dan dink hulle, hierdie hondjie gaan lekker saam met my sit en niks doen nie. Of andersom, hy gaan lekker saam met my gaan swem en veld toe gaan en al die dinge, maar dan is nie daar hond nie. So, hoe belangrik is dit om die regte honderas te kies? Dis bitter belangrik. Ek dink jy sal saamstem dat jy moet eers gaan kyk na jou lewenswyse. Jy moet gaan kyk hoe oud is die kinders. Sal my kinders met die hondjie kan werk? Ek het nou 'n geval waar mense kleinkinders het in 'n Belgian Malinois
En hierdie hond maak daai kinders bymekaar hoor. Hulle moenie dink hulle kan hardloop en speel nie. Hy help hulle gou reg. En dis natuurlik die mees natuurlike ding vir daardie honderas om te doen. Absoluut. Absoluut. Ons kan definitief sê van die begin af, jy kan nie enige honderas kies en sê maar ek gaan hom op 'n sekere wyse groot maak nie. Nee. Geneties en inherent tot sekere honderrasse kom daar sekere behoeftes en dis 'n belangrike faktor om te oorweeg voordat jy die hond kry of selfs kies watter hond jy gaan kry. Absoluut. Want hoe hoër die energie, hoe meer stimulasie het die hond. En hoe meer die stimulasie benodighede is, hoe meer tyd moet ek hê om af te staan aan daai hond. Wanneer jy sê stimulasie wat die hond benodig, kom ons klaar net op presies wat behels stimulasie, want baie mense gaan sê ek moet net baie met die hond gaan stap en dis natuurlik nie die geval nie. Glad nie die geval nie. Ek dink mense moet eers die verskil tussen psigiese en fisiese stimulasie ken. Hulle moet weet wat dit is. Jou fisiese stimulasie is die se liggaamlike stimulasie. Sy spiere, sy goeie. En jou psigiese stimulasie is alles in die kop. Daai selfoonbatterytjie wat oorlaai is, daar bo tussen die ore, moet pap gemaak word. So wanneer ons sê fisiese stimulasie, is dit stap, hardloop, bal speel, swem, wat baie mense in die stad doen natuurlik is om na 'n hondepark toe te gaan en die hond te los om te hardloop, of na 'n naby parkie toe te gaan en lekker frisbee te speel met die hond. Wanneer ons dan sê psigiese stimulasie, daai selfoonbattery tussen die ore waarvan jy praat, dit is natuurlik waar meeste mense nie so lekker weet wat is die behoeftes van 'n hond nie. Kan ons daaroor praat? Ja, ons moet net versigtig wees hier, want om my hond parkie toe te vat en met hom frisbee te speel en al die dinge, moet ons ook besef dat daar is 'n mate van fisiese stimulasie, maar daar's ook adrenalien rush en die brein spike ook. So as ek my hond huis toe bring, dan lê hy vir 10 minute, dan dink ons, "Wai, lekker oefening gekry." En dan opkom my kop en hy sê, "Wat's volgende?" Want daai adrenalien bly, die brein bly hoog gespike, hy kom nooit af nie. So daar moet 'n geweldige balans wees tussen die twee. Ek sê altyd opleiding en gedrag kan nie geskei word nie. Opleiding is natuurlik waar ons psigiese stimulasie voorsien. Ja, maar as ek praat van opleiding, praat ek ook van gehoorsaamheid en dis meer. Jy kan nie gehoorsaamheid of gespesialiseerde opleiding doen met 'n hond. En gedrag verwyder daaruit nie, want die twee gaan hand in hand. Ja, Jy kan nie 'n wanbalans vorm tussen fisiese en psigiese stimulasie nie. Die twee gaan hand aan hand. En jy kan nie te veel van die een en te min van die ander nie, want dan Reg. is jy onbalans. so wat jy sê is, as ek 'n hondeeienaar is, ek het 'n hond en ek wil hierdie hond fisiese stimulasie gee en ek vat hom na 'n parkie toe dat hy baie hardloop, moet ek 'n komponent van psigiese stimulasie ook inwerk. Anderster is al wat ek doen is ek maak die hond fiks vir hardloop en vir speel en hy gaan gouer herstel, hy gaan gouer weer nodig hê om uit te gaan te hardloop te speel. Absoluut. So ons moet altyd fisiese en psigiese energie en stimulasie kombineer. Jy moet kombineer, ja. My oogpunt was nog altyd, en ek het dit al oor en oor bewys, sodra jy 'n wanbalans het daarso, het jy nooit 'n rustige kalm hond nie. Dis Maar jy oorstimuleer hom fisies, en jy doen te min psigies, of jy doen glad nie psigies nie, so die hond gaan lê vir 'n rukkie en dan sy weer aan die gang. So Kan jy te veel psigiese stimulasie gee? Jy kan, Reg? ja, want ons moet onthou, daai selfoonbatterytjie tussen ons se ore kan nie langer, as hy psigies fiks is, kan nie langer as 15-20 minute hou nie.
So Dan kom hy verby, dan gaan slaap hy. Hy's moeg. Hy battery is klaar. om 'n vinnige voorbeeld hiervan te gee en ek dink dit is 'n goeie voorbeeld van hoe die twee net inherent aan mekaar gekoppel is. As jy byvoorbeeld met jou hond na 'n buitelugmark toe gaan, ja, die hond is besig om fisies te beweeg. Jy is besig om 'n groot afstand af te lê, meer soos op 'n normale dag dalk, want jy stap lekker ver, maar psigies is jou hond ook besig om baie hard te werk om al daardie reuke waarmee hy skielik gebombardeer word te absorbeer en te plaas en al die aandag van die mense te kry en net die omgewing in te neem. Is ek reg? Dit gee sy brein al klaar 'n geweldige pak slaag hoor. En jy hoef dit nie vir ure en ure te doen nie. As jy 'n rukkie daar is, want hy moet skielik, is dit gebiedsaanpassing, as 'n nuwe gebied, soos jy genoem het, daar's geweldig baie nuwe reuke, daar is al die mense, so hier het jy 'n kombinasie van gebiedsaanpassing, sosialisering, en op dieselfde tyd het jy hierdie dier in die buitelug, waar hy kom sê aanpas by ander diere, ander klanke, alles wat om hom aangaan. En hulle kan net soveel daarvan inneem, nie meer nie. Veral as hulle jonk is, moet ons baie versigtig wees dat dit nie doen word nie. Ek dink dit is 'n baie belangrike punt vir nuwe honde-eienaars of voornemende honde-eienaars om te onthou, as jy met jou hond na sulke plekke toe gaan jy nie met 'n nuwe hond 6 of 7 ure daar kan spandeer nie. Hierdie hond gaan oormoeg raak en as hierdie hond oormoeg raak, gaan jy 'n uitvloeisel van verskillende gedrag sien in jou hond. Dit kan wees. Ja, so wat dit hierop neerkom is, jy moet weet as jy 'n nuwe hond gaan kry of 'n hond gaan kry, is dit tyd wat jy moet insit. Ja. En op dieselfde tyd moet hierdie persoon onthou dat kos vandag, goeie hondekos, is nie goedkoop nie. Jy kan nie vir 'n hond uit 'n supermark uit laaggehalte kos gee wat besig is om te ontwikkel as 'n puppy nie. Jy kan dit nie doen nie. Ja. Jy moet hooggehalte kos kry om seker te maak dat in die toekoms jy nie hoë veeartsrekeninge gaan kry omdat jou hond nie die regte voeding gehad het toe hy puppy was nie. So ek sê altyd vir mense as hulle bel en vra wat moet ek vir my hond gee, want daar's so baie opsies, die veeartse is vol. Ons hoor al hierdie gerugte dat die veeartse kry kickbacks van hondekosse, so hulle wil dit aan jou afsmeer en die hond sal eintlik okay wees op spaar hondekos. Teenoor natuurlik al die gesprekke rondom raw feeding. En mense raak dit regtig verward oor wat gaan ek uiteindelik vir hierdie hond voer en my raad is altyd aan hulle, koop die duurste hondekos wat jy kan bekostig. Nie die duurste nie, maar koop die hoogste gehalte hondekos wat jy kan bekostig, want dit is tog 'n belegging in jou hond se ontwikkeling en groei. Ja, en jy moet onthou dat die beter gehalte die kos is, hoe minder eet die hond. Ja. En hoe meer gebruik sy liggaam die kos, want dit het hoë voedingswaarde. Ja. Dis nie soos 'n laaggehalte kos wat die liggaam min gebruik en die res kyk hy net uit nie. So en daarbey aangesluit kom mediese kostes. Ja. Jou hond gaan vir inspuitings moet gaan. Hy gaan in ongelukke betrokke wees. Hy gaan insidente. Eendag gaan hy iets vreet wat hy nie moet nie. Ja. Is so. Jy weet in 'n beenoperasie vandag gaan 'n hond kos nie meer R1000 nie. Nee, veral as jy kyk na die wat is hierdie baie gewilde operasie wat hulle doen op die honde, die ACL, die ligament wat hulle skeer op die agtervoet. Dit is 'n maklike, ek dink nou dat ek gehoor dis R22,000-24,000. Ja. So ten minste moet jy finansiëel genoeg hê om hierdie hond se mediese onkoste te kan dek of ten minste sy mediese fonds te kan betaal. Ja, en ook 'n baie goeie mediese fonds. Ja, jou intreeplanne en ongeluksplanne bring jou net so ver, dit is die realiteit. En dan moet jy bysit. So
jy weet daar moet huiswerk gedoen word op hierdie goed en sê kan ek die kos bekostig? Kan ek die medies bekostig? Het ek genoeg tyd om in te sit? Ja. En my vraag altyd is hoekom wil jy 'n hond hê? Wat Dit is die belangrikste einddoel? vraag. Ja, wat is die einddoel van 'n hond kry? Hoekom wil jy 'n hond hê? Waar sien jy jouself in 2 jaar met die hond? En hier gaan ek nou vir jou inbring in die sin van as jy terugdink het ek vir jou gesê op 'n kontes onthou daar's 'n eienaar in 'n hond wat dan oorskuif na 'n hanteerder in 'n hond toe wat dan oorskuif na 'n vennootskap toe. Ja. En ek moet jou komplimenteer hier want jy is een van die min mense wat daai in die siviele lewe daai hoogte bereik het met jou hond want julle is absoluut julle het daai vennootskap. En ek kan eerstehand sê daar is niks lekkerder nie. Dit is die mees spesiale band wat jy met 'n hond kan bou. Al is dit jou eie gewone plain gemengde ras familiegesinshond soos wat myne is. My hond is nie 'n spesiale hond nie. Sy is nie 'n werkshond nie. Sy is 'n rescue hond. En dit sit net jou verhouding en jou vennootskap met jou hond op 'n hele ander vlak. Maar jy moet nou terugdink aan hoeveel ure jy ingesit het in die laaste paar jaar om daai vlak te bereik. Dit gebeur nie. Ja, definitief. Dit gebeur nie van self nie. Dit vat commitment. En ek was nog altyd 'n voorstander vir sê wie wat voordat jy 'n hond kry en jy die hond in jou familie inbring, gaan doen 'n kursus, net 'n klein kursus op honde. Laat jy verstaan waarvoor jy jou inlaat en laat jy verstaan hoe dinge met hierdie diere werk. Ja. Makliker gesê as gedaan, daar is nie kursusse wat redelik beskikbaar is vir normale mense nie. Die kursusse wat ons kry is intimiderend, dis duur. En dis hoekom ons almal welkom heet hierso. Ja, absoluut. Ja, jy kan 'n kursus gaan doen, maar luister asseblief na hierdie reeks wat ons doen, dan gaan jy alles weet wat jy net moet weet. So Philip, ons het nou al gepraat oor die honderas is baie belangrik. Die hond moet aanpas by jou leefstyl en jy moet finansiëel en in ander aspekte van jou lewe moet jy gereed wees vir hierdie hond om die tyd in te sit wat gaan nodig wees, want jy moet die vraag kan antwoord. Waar sien ek myself vir 2 jaar met hierdie hond? Watter funksie gaan hierdie hond in ons lewens vervul? Hoekom kry ons 'n hond? Hoekom kry ons hom? En dit is vir my een van die belangrikste. Jy weet jy kry ek vat jou, jy het doelwitte gestel vir jouself. Julle is geakkrediteer, julle het julle goue diplomas gekry en alles in CDC en al die goede, want jy het jouself daar gesien. Ja. En jy het dit vorentoe gevat, jy het gekommit en ek kan nie dit oorstres wat se commitment dit vat. En dit is vir my al ek kry soveel mense wat na my toe kom wat hulle hond wil leer. Nie in 'n gespesialiseerde rigting noodwendig nie, maar hulle wil die hond geleer hê. Hulle soek gehoorsaamheid en. En in die assessment wat ek doen, die eerste ding waarna ek kyk is die commitment vlak. En dis natuurlik, die hond het altyd commitment, dit gaan oor die mens. Ja, en as ek nie die commitment kry wat ek soek nie, dan gaan ek met jou 2 of 3 sessies doen, dan gaan ek dit net daar stop. Ja. Want niemand kan teruggaan en elke week dieselfde ding oor en oor doen en die mense doen nie hulle huiswerk nie. Ja. So daai commitment moet daar wees. So as jy 'n hond gaan kry vir wat ook al die doel mag wees, maak seker dat jy daai commitment het, dat jy dit gaan deurvoer, want weer eens gaan ek terug, op jou einde van die dag, daai pappie, wat hy op jou einde is wat jy hom gemaak het. Yes, net so, absoluut. Niemand anders hom gemaak het nie. So dit is die harde waarheid wat meeste mense dalk nie gaan wil aanvaar nie, maar dis soos jy altyd sê, jou hond is 'n blank canvas en wat jy oor 'n jaar of 2 daarso sien is wat jy met jou hande daarop gesit het. Absoluut.
So, Ja. Maar ek dink hierdie is goeie inleiding vir mense, dalk vir hulle net om 'n bietjie meer lig op die hele ding te sit. Want soos ek sê, Kersfees kom, mense wil geskenke koop, mense wil hierdie diere koop. Dit is nie 'n geskenkie. Hierdie is deel van 'n familie. Hy moet daar wees vir 'n rede en mense moet baie mooi dink. Maar hulle weet waar ons is welkom om ons in die hande te kry vir meer inligting. net so. Daar sê, so ons nou lekker gepraat oor die inleiding vir dinge wat jy moet weet voordat jy 'n hond kry. Dis nie naaste by alles wat jy moet weet voordat jy 'n hond kry nie, maar dis baie belangrike dinge wat jy moet oorweeg, moet aandink. As jy nog hulp en raad het, bel vir my, bel vir Philip. Ons is op Facebook, ons is op ons webwerf. Jy sal al die skakels kan kry op ons platforms. Baie dankie Philip. Ons gaan aanhou hieroor praat. Ons gaan aanhou ons kennis en lekker goeders oor honde deel met alle hondeliefhebbers in Suid-Afrika. En beyond. Okay. En julle daarbo lekker aand en week en alles verder. Ons praat weer volgende week. Ons maak so. Daar sê baie dankie.